Nou ja, maatjies. Wat gebeur hierdie week? Sluit die skool. Dit klink my na 'n groot gebeurtenis. En as die skool sluit, dan is dit natuurlik nou weer tyd vir julle om vir pappa en mamma grys hare te gee daar by die huis, né? Of nie? Het een met 'n harde stem gesê, ja. Ja, dis maar gewoonlik wat gebeur, pappa en mamma, dis hoekom ek so grys is. Dis my kinders se vakansietye, wat ek moes allerhande dinge uitdink vir hulle. En ja, en omdat dit nou hierdie week vakansietyd is, het ons vanmôre so 'n bietjie van 'n kinderdiens vir julle. En wil ek so 'n bietjie met julle praat vanmôre, né? En Callie, as jy reg is ek reg. Kom ons gaan vir goud. Daar sy. Nou ja, dis so lekker vakansietyd en mense is besig met allerhande lekker dinge, speel speletjies daar by die huis en allerhande. Wat hoor ek? Dis bietjie te vroeg. Ek sal vir jou, ek sal so maak. Die ou wat nou vir my kom kuier is bitter ongeduldig. Hy klop en hy druk sy toeter, né? Kom binne. Kom, Callie, dis jy. Goeiemôre. Môre. Ek hoor jy verjaar die week. Ja, baie dankie. Hoe gaan dit, man? Goed self. Lekker, dankie. Gister ons sal 'n bietjie gaan piknik hou. Vir jou verjaarsdag? Ja. OK. Gereed. Jy moet gereed wees. Moet ek gereed, wanneer kom jy? Ek wag. Nee, maar Saterdag. Nee. Nou, ons gaan nou piknik hou. Callie, jy het my verkeerd verstaan. Dis Saterdag. Want jy moet nog eens die toeter druk, verstaan jy? Dis die ander Saterdag. Saterdag, OK. Nee, dis reg so. Saterdag, daar's nog baie tyd. Ons het nie veel tyd gehad om voor te berei nie, maar nou ja, ons berei sommer so in die diens voor. En dan help dit ook al 'n bietjie. Goed. Saterdag. Saterdag is nog lank, né? Ja, wat so ek gaan maar hier in die huis aan en hier's 'n ding wat ek nog moet opsit teen die muur. So 'n bietjie die portrette regkry en ja, wat en so gaan dit aan en nou slaap ek en Saterdagoggend breek aan en nee wag, ek wil nou eers gou nog hier by my lesenaar sit. Hier's nog so 'n paar goed wat ek gou hier moet doen en dink julle dis oom Callie? En hy wil gaan piknik hou. Ek het nou skoon vergeet om my goed bymekaar te kry, laat ek gou net kyk hierso. Nou moet ek my goed vinnig laat maar hier bymekaar kry, hoor. Wat sal ek nog vat vir die piknik? Hier is ons nog koekies in die kas. Dink julle ek moet 'n appel saamvat? Oepsie, daar val hy. En 'n nartjie ook. Goed. Nou is ek skoon uit asem. Nou ja, maatjies, julle moet my verskoon, ek gaan nou piknik hou, hoor. Tata. Hy's weg. Hy het gery. Hoekom wag hy nie vir my nie? Dink julle nie ek was gereed nie? Nee, sê jy vir my. Ja. Nou ja. Nou het ek maar 'n dierles geleer. Oom Callie is nou seker al by die piknikplek en ek het geen idee waartoe gaan hy nie. So ek kan nie eens met my eie kar ry nie. In die toekoms sal ek maar met gereed wees. As oom Callie weer gaan piknik hou. Nou doen ons dieselfde ding weer. Kom binne. Hallo broer Callie, groete met jou man. Piknik hou, is jy gereed? Ek is gereed. Laat ek net my goedjies gou kry. Hier's dit. Daar's hy. Dankie maat. Stat dan nou gaan ek piknik hou, hoor. Goed. Nou kom ons kyk 'n bietjie wat sê die Bybel vir ons
In Matteus 25 lees ons hierdie woorde. Matteus 25. Is nou skoon uit asem van die gereedmakerry. Goed, julle moet mooi luister, hoor. En daai piknikgoedjies, waar is dit? Daar is dit. Toe maar, gaan ek vir julle gee vir na die diens. Kan julle piknik met dit hou? Wil julle? Ja, lekker. Matteus 25 sê die Here Jesus, dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde. Nou 'n maagd is 'n jong meisie wat nooit getroud is nie en wat rein is, nê? 10 maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het die bruidegom tegemoet. So daar was 'n bruilof wat gaan plaasvind. Die Here Jesus se bruilof, verstaan julle dit? Goed. En 5 van hulle was verstandig en 5 van hulle was dwaas. En toe die wat dwaas was, hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie. Hoekom is hulle olie saamgeneem het? Wat dink julle, wat het 'n lamp en olie met mekaar te doen? Wie wil vir my sê? Hoekom het 'n lamp olie hê? Ja. Ja, laat hy kan charge, dis heeltemal reg. Hy moet charge en hy moet brand, né? 100% reg. En ek gaan vir jou 'n sjokoladietjie na die tyd gee, want jy's baie slim. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne met hulle lampe saamgeneem. En terwyl die bruidegom talm om te kom, hy het so 'n bietjie gewag soos oom Callie aanvanklik, talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. En middernag was daar 'n geroep. Daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. Toe staan al 10 die maagde op en hulle maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas was, wat hulle kom toe nou agter hulle het nie olie nie, né? Sê toe vir die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Maar die verstandiges antwoord en sê, miskien sal daar nie genoeg vir ons en vir julle lampe wees nie. Gaan liewer na die verkopers en koop vir julle self olie. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom en die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof en die deur is gesluit. Later kom die ander maagde ook en sê, meneer, maak vir ons oop, maar hy antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet, waarop die seun van die mens kom nie. So julle het almal gesien met daai eerste oefening, toe was ek nie gereed vir oom Callie se piknik nie, nê? En ek het hier rond geskarrel en ek het probeer om alles bymekaar te kry. En toe ek uitgaan om saam met oom Callie te gaan piknik hou, toe sy weg. Heeltemal weg. En die tweede keer, toe oom Callie weer klop, wat het toe gebeur? Toe kom hy terug en toe's ek gereed om te gaan piknik hou. Daar sy, baie dankie maatjies. Nou moet ons vir mekaar sê, Jesus het beloof, hy gaan weer terugkom om ons te kom haal. En as Jesus terugkom om ons te kom haal, dink julle ons moet dan so rondhardloop soos ek hier vanmôre rondgehardloop het, om gereed te maak? Wanneer moet ons gereed maak? Ek het dit gehoor. Nou,
Ons moet nou gereed maak, sodat as Jesus op die wolke kom, dat ons gereed kan wees. Baie dankie, julle kan julle sitplekkies gaan inneem, en na die diens gaan ek vir Tannie Annelies die piknik goed gee, en dan kan julle 'n bietjie piknik hou saam met haar daar agterreg. Dankie julle. Nou ons gaan nou nog 'n gedeelte saam lees. Ons kan ook maar die gedeelte wat ek met die kinders nou behandel het, kan ons onthou. En ons gaan nog 'n gedeelte saam lees, en wel uit Handelinge, die eerste hoofstuk. Handelinge 1, die eerste 14 verse. En die kindertjies kan gerus nou ook maar luister en oplet. Ek dink die preek is so dat almal dit kan verstaan. Handelinge 1 vers 1, die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het. En dis natuurlik die evangelie van Lukas, waarna Lukas, die skrywer van Handelinge, hier praat. Tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het, aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of die geleenthede te weet, wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het op hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Daarop draai hulle om na Jerusalem van die berg af, wat genoem word die Olyfberg, wat naby Jerusalem is, 'n Sabbatsreis ver, en toe hulle daar kom, gaan hulle na die bovertrek waar hulle gewoond was om te vertoef, naamlik Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus die seun van Alfeus, en Simon die ywerhaar, en Judas die seun van Jakobus. Hulle almal het eendragtig volhard in gebed en smeking, saam met 'n aantal vroue en Maria, die moeder van Jesus, en met sy broers. Ons lees saam tot daar uit die onfeilbare en wonderlike woord van die Here. Kom ons bid net saam asseblief. Dierbare Hemelse Vader, baie dankie dat ons in hierdie môre so bevoorreg kan wees om as 'n gemeente, saam met besoekers in ons midde, by mekaar te kan kom en 'n erediens wat U vir ons moontlik gemaak het, en waarin U ons ook deur die Heilige Gees opgeroep het, dat ons hier by mekaar kan kom. Dankie dat ons U woord kan open en daaruit gevoed kan word vanmôre. Dankie dat U die God is wat met mense bemoeienis maak. Ja, Here, en dat ons in hierdie môre na U troon toe kan kom en maar net ons liefde en ons aanbidding teenoor U kan verklaar. Wie is daar soos U?
Wie kan met U vergelyk word? U is groot, U is almagtig. U is die skepper van alles in die heelal. Ja, Here, daar's niks in die heelal wat nie deur U gemaak is nie. Elke planeet, elke ster, die aarde met alles daarop, die mens, die diere, die plante, die voëls, die visse van die see. En dan wil ons saam met die lied vanmôre net sê, hoe groot is U? Hoe wonderbaar is U skepingsmag. Dankie Here dat ons vanmôre hier by mekaar kan wees. Dankie vir elke een wat gesond genoeg is om hier te kan wees. En ons harte gaan uit na hulle wat ernstig siek is, hulle wat in hospitale is. Ons eie geliefde broer Callie, Moekie en Thys, Here, wil ons in besonder na U toe bring, wat ernstig siek is, ook vir Tannie Doreen, maar net opnuut. En so is daar baie ander mense wat ernstig siek is. Ek dink aan my ou buurman daar in Oos-London, meer as 30 jaar gelede wat ons daar ingetrek het. Wat ook vir my die afgelope week laat weet het dat hulle kanker in sy kolon en in sy een nier ontdek. Ag Here, ons wil ook vir Hannes vanmôre na U toe bring en hom maar net aan U opdra asseblief. En elke ander een wat vir U nodig het. Baie dankie Here dat ons vanmôre kan bid vir die kerk van Jesus op aarde. Dankie vir baie predikers op aarde wat die woord in waarheid sny en verkondig. Dankie dat ons in hierdie môre kan bid vir ons eie kweekskool, waar jong manne en vroue toegerus word met die oog op 'n bediening. Baie van hulle ook dan toekomstige predikante. Dankie dat hulle ook hier in ons gemeente kan inskakel en deel van ons kan wees. Ons bid vir die dosente, ons bid vir die studente, ons bid Here vir die opleiding wat daar plaasvind en ons wil vra dat U Heilige Gees 'n besondere, kragtige salwing op elke een by die kweekskool sal kom plaas. Dankie dat ons kan bid vir wêreldevangelisasie vanmôre. Elke sendeling aan U opdra, ook die sendelinge wat ons hiervan uit die gemeente ondersteun. En of dit nou hier in Pretoria is wat daar evangelisasie werk gedoen word deur ons eie EE3 spanne. Ons dink aan Anton Louwele. En of dit verder is, Here, in naburige lande of iewers aan die uithoeke van die aarde, wil ons bid vir elke sendeling. En wil ons vra, maak ons getrou as gemeente om gedurig vir hulle te bid en hulle te ondersteun. Kom seën asseblief nou die verkondiging van U woord. En ons bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen. As ons kyk na vers 6 van hoofstuk 1, Handelinge 1, die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? Dan kan 'n mens eintlik daardie woorde herfraseer en sê dat die disippels het eintlik daar vir die Here Jesus gevra, hoe laat is dit op U profetiese horlosie? Hulle was angstig, hulle het 'n verwagting in hulle harte gehad dat die Here Jesus die koninkryk in daardie tyd weer sou oprig. En daarom hierdie vraag, en wil ons dan na aanleiding van hierdie vers vanmôre met U praat oor die tema God se profetiese horlosie. En nou ja, ook miskien in die lig van gebeure die afgelope week. Ons almal weet eintlik die afgelope weke is daar weer voorspellings gemaak
Het mense baie angstig geraak en die 23ste September het gekom en gegaan. En die 24ste het gekom en gegaan en, nou ja, net vir die wat gesê het, miskien dan die 25ste, het dit ook gekom en gegaan. Want die probleem is, u en ek het nie toegang tot die horlosie nie, God se horlosie nie. Ons kan nie daai tyd lees nie. Dis nie ons beskore om die dag en die uur te weet wat God in sy eie mag bepaal het nie. En wat eintlik vir my so hartseer is dat hierdie verkeerde voorspellings benadeel die boodskap as sodanig, die boodskap van die wederkoms. Dit maak dat vanaand se preek, die spotters, sê, julle het nou alweer 'n datum voorspel, en dit het nou alweer nie gebeur nie. So waar is die wederkoms waarvan julle dan nou so praat? Hoekom vind dit nie plaas nie? Wat vir my baie hartseer is die feit dat die persoon wat hier in ons land die voorspellings gemaak het, hou nou aan om te sê, maar die Here het vir my gesê. Jy kan nie sulke uitsprake maak nie. Die Bybel sê, as jy sê die Here het vir jou gesê, en dit gebeur nie soos jy sê nie, dan brandmerk jy jouself as 'n valse profeet. Dis wat die Bybel sê. En nou kan 'n mens maar verskoningkies uitdink, en jy kan verskoningkies opdis. Die dag en die uur weet niemand. Maar as ons dink aan die profetiese horlosie en God se profetiese plan met die wêreld, dan was dit nog altyd 'n onderwerp van groot belangstelling. Dwars deur die eeue was daar groot belangstelling by die mens oor die profetiese woord. En ek wil net benadruk dat Petrus vir ons sê, ons het die profetiese woord wat baie vas en baie waar is, waarop ons moet ag gee, soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn. So, ons hoef nie, omdat sekere mense voorspellings maak en die voorspellings nie waar word nie, hoef ons nie weg te skram van die profetiese woord as sodanig nie. Ons kan ag gee daarop, ons kan luister wat sê die Here vir ons oor die wederkoms van Jesus, en daarop kan ons ag slaan. Nog altyd 'n onderwerp van groot belangstelling, wat ek wil amper sê die verbeelding van mense aangryp. En miskien is dit een van die redes waarom mense dan verkeerdelik datums raai en voorspel. Dink aan die Ou Testamentiese profete. Met hoeveel verwagting het hulle die profesieë neergepen wat die Here vir hulle gegee het. Jesaja, Jeremia, Sagaria, Joël, Daniël is vir my 'n uitstaande voorbeeld van 'n eindtyd profeet, vir wie die Here baie inligting gegee het. En die Here dan nou vir Daniël hierdie profesieë gegee, kosbaar, en hy het dit opgeteken, en dit is profesieë wat baie verder strek as die tyd waarin Daniël self geleef het. Daniël se profesieë is tot in ons tyd van toepassing. So wonderlik. En dan lees ons nou in Daniël 12 vers 8 en 9 hierdie woorde. Daar staan Daniël aan die woord, en ek het dit gehoor, maar nie verstaan nie. Ag, as party mense tog maar net by 'n plekkie wil kom waar hulle sê, weet jy, ek verstaan nie alles nie, sal dit baie beter wees. Maar as 'n ou eers dink hy verstaan alles en hy weet alles, dan kan jy eintlik nie verder met hom redeneer nie. Daniël sê, maar ek verstaan nie. Daarom het ek gesê, my Heer, wat is die uiteinde van hierdie dinge? Vra Daniël vir die engel wat die profesie aan hom gegee het. En hy het gesê, gaan heen Daniël, want die woorde bly verborge en verseël tot die tyd van die einde toe. Dis wat die Here vir Daniël gesê het.
En Daniël moes rustig wees. En hy moes geduldig wees. En hy moes wag op die Here. Daai ding wat vir ons so moeilik is. Selfde met die ander profete. En as 'n mens so dink hoe akkuraat Daniël byvoorbeeld geprofeteer het oor wêreldmoondhede wat na sy tyd sou kom, die Babiloniese ryk, die Mede-Persiese ryk, die Griekse ryk onder Alexander die Grote, jare na Daniël se dood, die Romeinse ryk. En dan natuurlik dit wat daarna volg, die herleefde Romeinse ryk wat nog in die toekoms iewers lê, waarvan die Antichrist die regeerder gaan wees. Dan is dit verstommend hoe akkuraat die profeseë van Daniël was. Omdat God dit vir hom gegee het. En omdat God die een is wat die meesterlik beheer voer oor die geskiedenis van die mens. Niks gebeur sonder die wakende oog van God nie. Die Here weet alles vooruit. En in sekere opsigte het hy vir ons van die dinge wat in die toekoms lê, laat opteken deur sy profete. En ons kan dit vat en ons kan dit glo en ons kan dit in ons harte bære. Maar ons moet baie waak dat ons nie begin spekuleer en begin raai en angstig raak. Want ek dink dis die groot probleem. Mense raak angstig, mense raak ongeduldig en dan hoor hulle iets en ek sien maar net dat die persoon nie in ons land verwys nou na 'n ander profeet wat gesê het dit gaan daai dag wees. Hy sê en ek het hom nou ongelukkig geglo. Glo die Bybel. Die Bybel kan jou nie mislei nie en sal jou nie mislei nie. Die Bybel is 100% reg en akkuraat. In Matteus 24 vers 3 staan hierdie woorde en toe Jesus op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels na hom toe en sê, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees en wat is die teken van die volëinding van die wêreld? Hoe laat is dit op God se profetiese horlosie? Dis 'n vraag wat die mens nog altyd belang instel en wat die mens nog altyd 'n antwoord op soek. Vlak voor die wederkoms, hier waar ons vanmôre gelees het, gaan u nou die koninkryk vir Israel weer oprig. Kan u sien wat leef in hulle harte? Here, is dit nou die tyd? Hoe laat is dit op die horlosie, op die profetiese horlosie? En ongelukkig dat baie mense se ongeduld en hulle angstigheid hulle dan dryf om te begin sommetjies maak en te kyk na planete en sterre en ek weet nie wat alles nie, en dan kom hulle by die voorspellings wat nog altyd verkeerd was. Nog nooit het een van die voorspellings van mense waar geword nie. Want God sê baie uitdruklik in sy woord vir ons, die dag en die uur weet niemand. Nou vra u maar wat moet ons dan nou doen? God se profetiese horlosie is besig om te tik. Elke minuut wat verbygaan, is daar nog sand wat deur die uurglas geloop het en is ons nog 'n bietjie nader aan daardie beloofde dag van die wederkoms. Elke oomblik is ons nader, elke uur is ons 'n uur nader, elke dag is ons 'n dag nader, en so beweeg ons, ek wil die woordjie gebruik, onverbiddelik, na daardie oomblik, wanneer die basuin gaan blaas. Ons het nou gesien toe die toeter vanmôre blaas, en ek is nie gereed vir die piknik, hoe het ek hier rond geskarrel, soos 'n afkop hoender, nê? En uiteindelik het ek die eerste piknik gemis. En so gaan baie mense, die oomblik as die basuin blaas, begin skarrel vir olie. En dan kom hulle agter, maar ek is nie gereed nie. Ek het nie die Here Jesus in my hart nie. Ek is nie weergebore nie, ek ken hom nie. En wat het ons gelees? En die deur is gesluit. En vir daardie mense het Jesus gesê, ek ken julle nie, gaan weg. Die deur is gesluit, dis te laat. Jy kan nie begin voorberei
as die toeter blaas nie. Jy kan nie begin voorberei as die bassein blaas nie. Voorbereidingstyd is nou. Ons moet nou voorbereid wees. Ons moet gereed wees as die Here Jesus kom. En daar's 3 gedagtes in hierdie gedeelte in Handelinge 1 wat vir my oor die profetiese horlosie van God uitstaan. Wat vir my baie, baie mooi is. En die eerste is, God se profetiese horlosie leer ons om op die Here te wag. Hy moeilike ding. Wag. Jy kan vir die meeste mense tonne opdragte gee, moet net nie sê wag nie. Wag is een van die moeilikste dinge vir 'n mens. Die disippels moes wag op die belofte van die Heilige Gees. Ons lees dit in vers 4. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie uit Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Hy verwys hier na 'n teks in Lukas, waar Jesus vir die disippels gesê het, moenie waag om met iemand te praat oor my, moenie my getuies wees voordat julle nie met krag uit die hoogte aangedoen is nie. Julle moet wag. Die disippels moes na die hemelvaart na die bovertrek toe gaan en daar moes hulle geduldig wag op die belofte van die Heilige Gees. Hulle moes onder geen omstandighede Jerusalem verlaat het nie, voordat die belofte nie vervul is nie, voordat die Here nie die Heilige Gees op Pinksterdag aan hulle gestuur het nie. En weet jy wat is die wonderwerk hier? Hulle het gaan wag. Dis die wonderwerk hier. Hulle het gaan wag. Hulle het geduldig gaan wag op die Here. Hulle het bidend saam gewag dat die Heilige Gees oor hulle uitgestort moes word. Ek sê wonder bo wonder, want wag dryf in teen die menslike natuur. Dis die een ding wat ons nie van hou nie. Ons het Vrydagmiddag terwyl ons terugry, kom ek daar by Grasmeer Plaza en nou is daar mos 'n keuse wat 'n ou kan maak. Gaan ek nou die N1 ry of gaan ek nou die M1 ry? Jy kan mos nou daai keuse maak daar by Grasmeer. En 'n stemmetjie sê vir my, vat die M1. Hy's minder besig. En daar's 'n kleiner kans vir ongelukke en dergelike dinge. Maar nou sit en stry ek met die stemmetjie en ek besluit uiteindelik nee wat, die N1 is die beste, ek vat die N1. En dan ry hy mos nou daar by Soweto verby en op 'n kolle maak hy so 'n lekker slap regsdraai en dan begin jy nou volways in die plekke kry. En ek sien hier begin die motors opdam. En ons kom tot 'n stilstand. En ek sit toe nou RSG aan om te hoor of ek iets by die verkeersverslag hoor. En toe sê hulle daar was op die N1 Noord naby noem die plek daar 'n noodlottige botsing. Die verkeer is uiters stadig. En 'n uur en 'n half later, toe is ons nog nie naby die ongelukstoneel nie. En dit kruip en toe begin my motor piep 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 en daar's waarskuwings, transmission overheating. En ek wil vir u sê, dan raak wag 'n bitter moeilike storie. Dan wil jy nie meer wag nie. Genadiglik was dit toe nou baie na in die ongelukstoneel en die oomblik toe ek weer begin vinniger ry, toe kom alles daarom reg en ek kon 'n sig van verligting slaak en ons het veilig by die huis aangekom. Die Here het ons regtig gehelp. Maar wag is 'n bitter moeilike storie. Ons hardloop eerder rond, ons is eerder baie besig en ons raak maklik ongeduldig as ons moet wag. En dan redeneer 'n mens nie lekker helder nie as jy ongeduldig raak nie. Jy redeneer eintlik dan baie snaaks. En dink maar net aan die goue kalf by Sinai. Dis presies wat daar gebeur het. Moses is op. Hulle wag en hulle wag en hulle wag en hulle sien
blitse daar bo op die berg en hulle hoor die geluide daar en hulle wag en naderhand sê hulle nee, kyk nou begin hulle redeneer. Moses is nou seker dood. Hy het nou in teenwoordigheid van die Here ingegaan en dadelik begin hulle en sê vir Aaron, nee wat, hier is ons ringe, hier is ons oorbelle, maak vir ons 'n kalf. Ons gaan nou die kalf aanbid. Sien, as jy nie bereid is om te wag nie, dan raak jy snaaks. Dan doen jy snaakse dinge. Is regtig so. En daarom is dit ook belangrik dat terwyl ons wag op die wederkoms, is dit belangrik dat ons moet instel om geduldig te wees. En te sê, Here Jesus, U gaan terugkom op U tyd. Op die tyd wat die Vader bepaal het. Help U my om te wag en geduldig te wees. Psalm 27 vers 14. Wag op die Here. Wees sterk en laat jou hart sterk wees. Wag op die Here. Dis die eerste en die belangrike saak wat hier na vore kom. Maar terwyl ons wag, roep God se profetiese horlosie ons om te getuig. Dis baie belangrik om dit ook in hierdie gedeelte raak te sien. Gaan U die koninkryk nou oprig? Dit kom julle nie toe om die dag en die uur te weet. Dit kom julle nie toe om te weet hoe laat is dit op my horlosie nie. Maar julle moet getuig. In Jerusalem, in Judea, in Samaria, tot aan die uiterste van die aarde, moet julle van my getuig. So die disippels het hierdie angstigheid in hulle gehad. Hulle wou weet, is dit nou die tyd? En wat sê die Here vir hulle? Nee, dis nie nou die tyd nie. Dit kom julle nie toe om te weet wanneer is die tyd nie. Maar solank as wat ek talm om te kom, solank as wat ek nog nie terugkom nie, solank as wat ek nog nie my koninkryk kom oprig nie, het julle 'n taak. En daardie taak is om my getuies te wees. Daardie taak is om vir almal wat Jesus nie ken nie, ten minste van hom te vertel. Ons moet nie bang wees wat mense se reaksie gaan wees op die boodskap van die evangelie nie. Dis nie ons probleem hoe mense reageer op die evangelie nie. Of hulle dit aanvaar, of hulle dit verwerp, of hulle dit omhels, of hulle sê ek wil niks daarmee te doen nie. Dis nie ons deel van die werk nie. Dis die Heilige Gees se taak om te oortuig en te trek en te roep. Ons taak is om getuies te wees, om te vertel van die Here Jesus, om te vertel wat sy woord aangaande die kruisiging en die opstanding en redding leer, en ook wat dit in my lewe prakties beteken het, hoe die Here my siel uit genade gered het. Dis deel van my getuienis. En daarmee moet ons besig wees, en daarmee moet ons besig bly. Dit is my so wonderlik dat God se plan begin altyd by die huis. Julle sal my getuies wees in Jerusalem, in Pretoria, hier waar die Here ons geplant het, hier sal ons sy getuies wees, by die fulstasie. Maak nie saak waar ons beweeg nie, elke plekkie waar ons beweeg, is daar 'n geleentheid om te getuig, om te vertel van die Here Jesus, van die wonder van sy kruisiging vir ons en sy opstanding uit die dood en wat dit vir 'n mens in jou lewe kan beteken. Maar dit is ook wonderlik, dit gaan altyd tot by die uithoeke van die aarde. Daai ou plekkies waar daar nog niemand was nie. Ook daardie plekkies moet nog bereik word. Ook daardie plekkies moet nog die getuienis van Jesus aanhoor. Tot aan die uiterste van die aarde. Nou kan 'n mens vra, wat is die groot verskil tussen die disippels hier in Handelinge en ons in 2025? Wat is die groot verskil tussen hulle daai tyd en ons vandag? Hulle het gewag
vir die volgende groot gebeurtenis op God se profetiese kalender. En wat was dit? Pinksterdag. Dis waarvoor hulle gaan wag het. En hulle moes daarvoor wag voordat hulle kon begin getuig. Hulle kon nie 'n woord getuig sonder die krag van die Heilige Gees in hulle nie. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees, vers 8, né? So hulle moes wag voordat hulle kon begin getuig. Nou is die Heilige Gees uitgestort. Ons is geroep om God se getuies te wees, hier in Pretoria en tot aan die uiterstes van die aarde, oral waar ons geleentheid kry. En die verskil is, ons hoef nie meer te wag voordat ons getuig nie. Ons kan nou getuig terwyl ons wag vir die volgende groot gebeurtenis op God se profetiese kalender. En dis natuurlik daardie oomblik as die basuin gaan blaas en die wat in Christus gesterf het gaan opstaan oor die hele wêreld heen. Ja, ek wonder hoe gaan dit wees. Mens kan jou nie indink wat se gebeurtenis dit gaan wees. Almal wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Of jy nou begrawe is en of jy veras is en jou as oor 'n breë gebied uitgestrooi is, maak geen verskil nie. Daar gaan 'n opstanding plaasvind van almal wat in Christus gesterf het. Dis waarvoor ons nou wag. Maar die verskil is, ons getuig terwyl ons wag. Hulle moes eers wag voor hulle getuig. Ons getuig terwyl ons wag. Dis die groot verskil tussen toe en nou. En dan die laaste gedagtetjie wat so 'n bietjie wegkruip hier, maar wat tog baie duidelik is dat God se profetiese horlosie vermaan ons tot eenheid. Vermaan ons tot eensgesindheid. Dis nou alles in die lig van, gaan u nou die koninkryk oprig? Kom julle nie toe nie, julle sal my getuies wees, gaan wag in Jerusalem. En dan kom ons daar by vers 14, waar daar staan, hulle almal het eendragtig volhard in gebed en smeking, saam met 'n aantal vroue en Maria, die moeder van Jesus, en met sy broers. Eendragtig volhard. Nou, wat het gemaak dat hulle eendragtig kon wees? Wat het gemaak dat hulle so eensgesind, een van siel, een van sin, eendragtig, soos een mens, kon volhard in gebed en om te wag? Wat het veroorsaak? Daar's net een ding, hulle verbondenheid aan Christus. Hulle deel aan hom. Dit het hulle genoop om almal saam te fokus op hom. Hulle die erns van die oomblik baie goed begryp en hulle het eendragtig biddend gewag op die uitstorting van die Heilige Gees. En weet jy, eintlik as jy na die ou groepie kyk, dan was daar geweldig baie potensiaal om nie eendragtig te wees nie. Dus onthou, Petrus was op die stadium nog nie vervul met die Heilige Gees nie. So dis eintlik 'n wonderwerk dat Petrus nie op dag 3 gesê het, nee, hier gaan niks gebeur nie, kom ons gaan huis toe. Nee? Ek meen, dink aan Petrus se lewe tot daar. Hy het ore afgekap en hy wil op die water loop en hy wil altyd eerste wees en hy wil altyd eerste praat en hy sê vir die Here Jesus, ek sal nie toelaat dat hulle u kruisig nie, dit sal nie by my verbykom nie, nee. Hy is vol stories. Maar wat doen Petrus? Hy wag eendragtig saam met die ander. Verbonde in Christus. Dis die geheim wat ons hier raak sien. Dink aan Thomas, wat so baie twyfel in sy hart gehad het. Nee? Ja, ek sal nie glo as ek nie eers gesien het nie, as ek nie eers my vingers in daai wonde gedruk het nie. Ek kan nie dink dat Thomas dit gesê het nie, maar hy het. Ook hy het saamgewag. Almal wat moedeloos was na die kruisiging,
hoor die belofte en hulle kom eendragtig by mekaar en wag op die belofte van die Here, met harte verenig in so 'n mate dat hulle eie agendas eenkant gesit is. En daar's net een agenda op die tafel en dis die agenda van die Here Jesus. Here, wat U het gesê ons moet wag, ons wag. Dit is al wat vir hulle belangrik. As ons vanoggend die vraag sou vra, hoe laat is dit op God se profetiese horlosie? Dan moet ons nie moedeloos raak as die Here talle nie. Ons gaan vanaand kyk hoekom talle my. Ek gaan dit nie nou vooruit hardloop nie. Ons moenie ons ore uitleen vir almal wat spekuleer en wat sê die Here het aan my verskyn, hy het vir my gesê. Dit werk nie so nie. In hierdie laaste dae sê Hebreërs 1 vers 1, praat hy met ons deur sy seun. En sy seun se woord is opgeteken en dis vas en daar's nie nuwe openbaringskennis meer nie. Daai tye is verby. Die Here het klaar gepraat. Nou praat hy deur sy woord met ons. So ons moenie ons ore uitleen vir elke tweede ou wat sê die Here het met my gepraat. En een ding wat u en ek nou vandag kan weet is dat die Here het nie met hierdie broeder gepraat nie. Dit kan ons vanmôre weet. Met sekerheid. En vir hom bid. Ek glo hy's waarlik 'n kind van die Here. Ek glo hy's lief vir die Here. Ek wil hom nie oordeel nie. Maar hy maak ernstige foute. Omdat hy homself in 'n posisie plaas waar hy dink hy het kennis wat ons nie het nie. Ons het almal dieselfde kennis. Hier praat God met ons, nie op ander maniere nie, deur sy woord. En ons moet aktief besig wees om te getuig, eensgesind te wag vir die Here Jesus. Amen. Kom ons bid net. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre kan leer dat die profetiese horlosie is 'n werklikheid. Hy tik sekonde vir sekonde af. En ons kom elke oomblik nader aan daardie oomblik. En die feit dat mense deur die eeue heen voorspellings gewaag het en verkeerd was, neem niks weg van die beloftes wat U gemaak het nie. En daarom, Here Jesus, help U ons om met die erns van ons harte te getuig en vir 'n wêreld in sy nood van Jesus te vertel. Ons vra dit in U wonderlike naam. Amen.